Geliefdes, ons is besig om te praat oor die gedagte ontwaak, ontwikkel en ontmoet. Ons skrifgedeelte vir hierdie tema kom uit Efesiërs 5 in vers 14, waar Paulus die volgende skryf. Hy sê, daarom sê hy, ontwaak jy wat slaap. Hy skryf dit vir mense wat wakker is. So daar's 'n ander slaap. Daar's 'n ander bewuswording wat ons moet kry. Ontwaak jy wat slaap en staan op uit die dode en Christus sal oor jou skyn. Dis baie duidelik uit hierdie versie uit dat hy praat nie met dooie mense nie, hy praat nie met mense wat slaap nie. Hy praat met kinders van die Here wat in 'n geestelike slaap is en wat geestelik uit daai dood moet opstaan sodat Christus oor hulle kan skyn. Die woord ontwaak het ons gesê beteken raak bewus. Daar's sekere dinge waarvan ons moet bewus raak in die koninkryk van God, in sy woord en dit waarmee die Here in ons lewens besig is. Dan moet ons ontwikkel, groei en ontwikkel in daardie area. Hierdie afgelope paar weke het ons sekere temas gepreek. Ons het ontwaak tot 'n sekere waarheid. Nou is dit jou taak om daarin te ontwikkel, te groei, sodat jy op die einde van die dag kan ontmoet wat praat van ervaring of om te ontvang. En het ek vir u gesê dat reg deur die Bybel van Genesis tot Openbaring kom hierdie tema oor en oor en oor voor. Dit is half asof die Here vir ons 'n sleutel hierdie gee in sy koninkryk. Hy sê jy moet eers ontwaak, jy moet eers bewus raak van iets, dan moet jy groei en ontwikkel in daardie area voordat jy dit kan beleef in jou lewe. Nou ons het begin praat deur ontwikkel en raak bewus van wie Jesus is. En toe het ons gepraat oor Jesus as ons herder. En die afgelope 2-3 weke het ons gepraat oor Jesus die deur tot genade en die deur tot vrede. Nou vanoggend wil ek met u praat oor Jesus is Immanuel. Jesus is Immanuel. Kom ons lees in Matteus hoofstuk 1 vanaf vers 18. Die geboorte van Jesus Christus was dan so, toe sy moeder Maria verloof was aan Josef, voordat hulle saamgekom het, is sy swanger bevind uit die Heilige Gees. En Josef haar man, omdat hy regverdige was en onwillig om haar openbaar te maak, het hom voorgeneem om in die geheim van haar te skei. Maar terwyl hy dit in gedagte gehad het, verskyn daar 'n engel van die Here in 'n droom aan hom en sê, Josef, seun van Dawid, wees nie bevrees om Maria, jou vrou, by jou te neem nie, want wat in haar verwek is uit die Heilige Gees. En sy sal 'n seun baar en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sonde sal verlos. En dit het alles gebeur sodat die woord vervul sou word wat die Here deur die profeet gespreek het. Kyk, 'n maagd sal swanger word en 'n seun baar en hulle sal hom Immanuel noem. Dit is as dit vertaal word God met ons. Immanuel, God met ons. Nou wanneer ons hierdie gedeelte lees, moet ons in gedagte hou dat die konsep van 'n God wat by jou is, was baie vreemd in die godsdienste rondom Israel, maar vir Israel was dit deel van hulle daaglikse ervaring. In die sin dat die tabernakel was in die middel van die volk Israel opgeslaan, die tent, die tabernakel, was in die middel van die laar van Israel opgeslaan, en in die allerheiligste was die teenwoordigheid van God verteenwoordig. So die Here was altyd in hulle midde. Hy het altyd in hulle midde saam met hulle getrek. Dis so hulle geglo het, dis so hulle geleef het, dat die Here is by hulle, die Here is met hulle. Maar as die profeet dan kom en hy sê Jesus sal genoem word Immanuel, bring dit 'n hele nuwe dimensie in. Dit bring 'n hele nuwe aanslag in hierdie woord van Immanuel, want nou sit nie net meer God wat iewers in die allerheiligste in die volk bly en net die hoëpriester kan in sy teenwoordigheid ingaan eenmal 'n jaar nie. Nee, Jesus Christus het gekom sodat die Heilige Gees by ons kan wees en in ons kan woon.
Ons is nou die tabernakel, ons is nou die tempel, waar die allerheiligste in ons hart is, en waar die Gees van God sit. En daarom is dit vanoggend my en jou so belangrik, om te besef dat as ons praat van God met ons, praat ons nie van daar ver iewers nie. Nee, hy is by ons elke oomblik. Die Bybel sê, hy is soos 'n vriend aan ons regterhand. Jy kan net uitsteek en aan hom raak. Al kan ons hom nie voel vanoggend nie, en dan kan ek hom nie sien nie. Ons het nou net gesing. Even if I can't see you, even if I can't feel your work, you're still working. Want hoekom? Want hy is Immanuel. Hy is God met ons. En ek weet nie van jou nie, maar baie keer het ek net nodig om net weer bewus te raak van die feit dat die Here met my is. Ek bely dit baie, ek sê dit baie, maar ek glo dit nie altyd nie. Wanneer ek in sekere omstandighede is, dan voel dit nie vir my of die Here by my is nie. Dit lyk nie vir my of die Here by my is nie. Maar al voel ek nie so nie, en al lyk dit nie so nie, het die Here gesê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Ek is Immanuel, ek is God met jou. En weet jy, Christendom is die enigste godsdienst op aarde wat hierdie belydenis kan maak. Dat ons God is by ons God is met ons, en ons God woon deur sy Gees in ons. Dis so naby vanoggend hy aan jou en my is. Hy is by ons, hy woon in ons. Nou kom ons kyk gou wat dit behels vanoggend. In die eerste plek, Jesus is Immanuel vir elkeen wat alleen voel. Jesus is Immanuel vir elkeen wat alleen voel. Nou, vanoggend gaan jy saam met my preek. So ek wil hê jy moet vanoggend vir die persoon langs jou sê, ek voel alleen, maar ek weet ek is nie alleen nie. Kom, sê dit vir iemand langs jou. Ek voel alleen, maar ek weet ek is nie alleen nie. In Psalm 25 vers 15. My oë is altyd deur op die Here, want hy sal my voete uit die net uitlei. Wend u tot my en wees my genadig, want ek is eensaam en elendig. Kom aan, luister baie mooi, hierdie was 'n aanbiddingsleier. Want onthou die psalms in die Bybel was hulle liedere wat hulle gesing het. En hierdie ou is 'n worship leader in sy gemeenskap. Kom praat net saam met my. En hy voel eensaam en alleen. Het jy al agtergekom dat jy kan tussen 1000 mense wees en nog steeds eensaam en alleen voel? Jy kan by mense wees, jy kan in geselskap wees en nog steeds eensaam en alleen voel. Hierdie psalmdigter sê, hy sê ek is eensaam en elendig. Die benoudhede van my hart is uitgestrek. Lei my uit my angs. Die benoudhede van my hart is wyd uitgestrek. Ek voel alleen. Weet jy wanneer voel ek die eensaamste? Wanneer ek bekommerd is. Wanneer ek hoor, ja, jy het nie geweet nie, maar ek raak ook bekommerd oor goed, net soos enige ander mens. Maar wanneer ek in daardie situasie is, dan voel ek eensaam en elendig. Dis letterlik die beskrywing. Ek voel eensaam en elendig, want my benoudhede is wyd om my hart uitgestrek. Maar dan kom die Here in Deuteronomium 31 vers 6, en hy sê, wees sterk en volmoed. Ek weet hoe jy voel so, maar wees sterk en volmoed, wees nie bevrees en word nie verskrik van hulle nie, want dit is die Here jou God wat saam met jou trek. Hy sal jou nie begewe en jou nie verlaat nie. Moses het vir die Here gesê, Here, as U nie saam met ons trek nie, moenie dat ons optrek nie. Wees in ons midde, wees Immanuel, God met ons. En die Here gee aan Moses die belofte, en hierdie belofte word weer herhaal in Hebreërs in die Nuwe Testament, waar die Here sê, ek is altyd by jou, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. En ek moet vanoggend bely, en ek moet vanoggend glo, en ek moet vanoggend ontwaak tot daardie waarheid, want daar is omstandighede, daar gebeur dinge in my en jou lewe, daar's krisisse, daar's hartseer, daar's pyn in hierdie gebroke wêreld, en dan voel ek en jy ook eensaam en elendig. Maar in daardie oomblik moet ek verklaar, Here, ek voel eensaam, maar dankie dat U by my is, dankie dat U met my is, dankie dat U woon in my, en die Gees is by my. Ek verklaar dit, en ewe skielik ontwaak ek, ewe skielik ontwaak daar geloof in my hart, sodat ek vanoggend kan sê wat die Here sê. Die Bybel sê vir ons in Psalm 23 vers 4, al gaan ek ook deur die dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie. Hoekom nie? Want U is met my. U stok en die staf, die vertroos my. Die dal van doodskaduwee. Nou, ek weet nie of jy al ooit 'n dokumentêre gesien het rondom Israel nie, en daar is baie berge en dale. Daai dale is geweldig steil af. So wanneer hierdie psalm geskryf is, die psalmdigter sê dat
Die Here is 'n herder, praat hy van 'n skaap wat in daardie dal afbeweeg het, en as die herder dit nie agterkom en hom gaan haal nie, dan sal hy nooit weer daar uitkom nie. Dis donker, dis nat en die gevare is oral. En nou kom die psalmdigter en hy sê wanneer ek in die dal van doodskare wees, daardie plek van alleen en benoud en eensaam, wanneer ek daar is, sal ek nie onhou vrees nie. Hoekom nie? Want U is met my. U is met my. O, kerk van die Here, is dit nie vanoggend tyd dat ons vir onsself sê, soos ons baie keer vir ons kinders sê, nee, maar jy hoef nie bang te wees vir die donker nie, liewe Jesus, is mos met jou. Moet ek en jy as volwassenes, dat jy ook iewers in ons lewe begin glo en begin verklaar oor ons lewens nie. Ons hoef nie bang te wees nie, want die Here is met ons. Ek gaan in hierdie vergadering in, maar ek hoef nie te vrees nie, want die Here is met my. Ja, ek gaan dokter toe en ek verwag dalk slegte nuus, maar ek hoef nie te vrees nie, want die Here is met my. Solank die Here net met my is ek veilig. Solank die Here net my is. So Jesus is Immanuel vir die wat alleen voel. Gaan vir my net terug na Deuteronomium 31 vers 8. Hy sê, en dit is die Here wat voor julle uittrek. Hy sal met jou wees. Hy sê jou nie begewe en nie verlaat. Jy mag nie bevrees of verskrik wees nie. Hoor daai opdrag. Jy mag nie bevrees wees nie. Hoekom? Want die Here is met jou. Hy sê nie daar's nie rede vir vrees nie. Hy sê net jy hoef nie te vrees nie, want die Here is met jou. En ek het hierdie naweek toe ek nou oor my notas gaan en daaroor dink, het ek besef dat soveel keer was ek ook al bevrees en verskrik, maar die Here was met my. Ek sê die Here was met my. En ek het geen rede gehad om alleen te voel nie. Tweedens, Jesus is Immanuel vir die wat bekommerd is. Kom aan, preek saam met my. Sê vir die persoon langs jou, ek is bekommerd, maar ek is nie alleen nie. Kom aan, sê dit of jy het glo vanoggend. Ek is bekommerd, maar ek is nie alleen nie. Psalm 91 vers 15. Sê die Here, hy sal my aanroep, wanneer ek bekommerd is, hy sal my aanroep, sê die Here, my kind sal my aanroep, en ek sal hom verhoor. In die nood sal ek ver van hom af weg wees. Nee, in die nood sal ek by hom wees, en ek sal hom uitred en eer aan hom gee. Kyk, hierdie versie moet jy iewers vir jou uittik en print, of jy moet sit dit vir ChatGPT in dat hy vir jou teruglees, of wat die geval ook al mag wees, maar ek en jy moet kan verklaar, dat die Here het gesê, ek kan hom aanroep, en hy sal my verhoor, in die nood sal hy by my wees. Hy sal my uitred, en hy sal my die uitkoms gee. Hoekom? Want hy is by my. Kerk, vanoggend, ek is bekommerd, maar die Here is met my. Ek is nie alleen vanoggend nie. Ek is nie alleen vanoggend nie, die Here is met my. Ek veg nie die stryd alleen nie, want die Here is met my. Ek hoef nie hierdie Goliat alleen aan te vat nie, want die Here is met my. Ek hoef nie te vrees wanneer ek deur die vuur gaan nie, want die Here is met my. Kom aan, kerk van die Here. Ek is vanoggend dalk bekommerd, maar ek is nie alleen nie, want die Here is met my. Ek gaan nie vanoggend vir jou sê om jou nie te bekommer nie. Al wat ek vanoggend sê is, hou net 'n gedagte, die Here is met jou. Onthou net volgende, die Here is met jou. Jesaja 43 vers 1, maar so sê die Here. Ek is so dankbaar. Dit sê nie so sê die pastoor, of so sê die profeet, of so sê die een of daai. Nee, so sê die Here, jou skepper, o Jakob en jou vormeder, o Israel. Wees nie bevrees nie, want ek het jou verlos, klaar gedoen. Ek het jou by die naam geroep, jy's myne. En as jy deur die water gaan, ek is by jou. En deur die riviere, hulle sal jou nie oorstroom nie, en as jy deur die vuur gaan, dit sal jou nie skroei nie, en die vlam sal jou nie brand nie, want ek is die Here jou God, die Heilige van Israel, jou heiland. Ek het Egipte land gegee as losprys vir jou, Kus en Seba in jou plek. Ek is die Here wat met jou is. As jy deur die rivier gaan, moenie vrees nie. As jy deur die storm moet gaan, moenie vrees nie. As jy deur die vuur moet gaan, moenie vrees nie. Hoekom nie? Want ek is met jou. Want ek is met jou. Gees van God, graveer dit vanoggend in ons harte in hierdie waarheid. Ek is met jou. Ek is met jou. Ek is met jou. Psalm 16 vers 8. Hy sê, ek stel die Here altyd deur voor my. Omdat hy aan my regterkant is, sal ek nie wankel nie. Kom aan kerk, hoor wat sê die psalmdigter. Ek stel die Here altyd deur voor my, omdat hy aan my regterhand is. Hy's altyd daar. Ek sal nie wankel nie. Daarom is my hart bly en my eer juig. Ook sal my vlees in veiligheid woon, want U sal my siel aan die doodryk nie oorgee nie, en U laat nie toe dat die gunsgenoot verderwing sien nie.
Die Here sê vanoggend vir my en jou as sy kinders, hy sê ek is aan jou regterhand. Ek is aan jou regterhand en miskien vanoggend moet jy net sy hand vat. Hy sê ek is nie jou regterhand, vat sy hand vanoggend. Sê Here, dankie dat U aan my regterhand is. Dankie dat U in my hart woon. Ek moet dit baie keer doen. Kom aan. Ek moet dit baie keer doen en net verklaar, Here, dankie dat U by my is. Dankie dat U in my woon. Dankie dat U aan my regterhand is. En dankie dat U nader aan my is as 'n vriend. Ek moet dit verklaar sodat my geloof kan staande bly in situasies wat baie keer buite ons beheer is. 2 Korintiërs 1 vers 3 sê, geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, die Vader van alle ontferming en die God van alle vertroosting, wat ons troos. As ek moedeloos is, het ek nodig dat iemand sal kom en my net sal troos. En mense is nie baie keer naby om te troos nie. En mense sien nie altyd my pyn raak nie. En mense weet nie altyd dat ek moedeloos is nie, maar daar is 'n trooster wat by my is en wat by my woon. Dink jy vanoggend is toevallig dat die Heilige Gees genoem word die trooster? Hy is vanoggend die trooster. Hy sê wat ons troos in al ons verdrukking. Sodat ons die wat in alle dinge verdrukking is kan troos deur die vertroosting waarmee ons self deur God getroos word. Want soos die lyde van Christus oorvloedig is in ons, soos ons troos ook oorvloedig deur Christus. Daar's niemand wat kan troos soos Jesus nie. Ek het môre 'n begrafnis en ek sê dit by elke begrafnis, daar's net een wat kan troos en dis Jesus. Daar's net een wat kan trane afvee en dis Jesus. En vanoggend sit jy dalk hier en jy mis dalk 'n geliefde wat afgesterf het. Jy mis dalk 'n huweliksmaat waar 'n huwelik uitgewerk het nie. Jy dalk lanklaas vir jou kinders gehoor en jy voel vanoggend net moedeloos. Jy voel vanoggend net dis nie die moeite werd nie. Maar ek wil vanoggend vir jou sê as kind van die Here kan jy vanoggend weet dat die Here is met jou. Die Here is met jou. So Jesus is Immanuel wanneer ek bekommerd is. Nommer 3, Jesus is Immanuel vir die wat moedeloos raak. Kan ek 'n handjie sien? Is daar iemand wat al moedeloos was? Sjoe, nou so voel ek so beter. Tog is enigste een. Nou ja, sê vir die persoon langs jou, ek voel moedeloos, maar ek is nie alleen nie. Kom aan, ek voel moedeloos, maar ek is nie alleen nie. Paulus skryf in Efesiërs hoofstuk 3 vers 13, daarom bid ek dat julle nie moedeloos word by my verdrukking ter wille van julle nie. Paulus sit in die tronk, hy word verdruk, hy word mishandel en hy sê moenie moedeloos word nie. Weet jy wanneer voel ek die mees moedeloosste, as daar so 'n woord is in die Afrikaans, wanneer voel ek moedeloos? Wanneer ek hoor dat predikers uit die bediening uitgaan of dat daar een of ander ding gebeur het dat iemand nie meer in die bediening kan staan nie. Dan voel ek moedeloos. Sê Here, as daai man of daai vrou dit in die bediening kan maak, hoe kan ek dit maak? Dan voel ek moedeloos. Nou luister baie mooi. Hy sê vir die mense, net omdat dit swaar gaan met my, want hy is die pastoor van die gemeente. Hy is die apostel van die gemeente. Hy sê, net omdat dit sleg gaan met my, moenie moedeloos word nie. Moenie moedeloos word nie. Hy sê, om die rede, sê hy, omdat julle moedeloos word. Hy sê, om die rede buig ek my knieë voor die God en Vader van ons Here Jesus Christus, van wie elke geslag in die hemel en aarde sy naam ontvang het. Ek kan vanoggend my knieë buig voor die Here, want ek weet hy is met my. Ek voel dalk moedeloos, kom aan kerk, ek voel dalk moedeloos, maar in my moedeloosheid kan ek vanoggend my knieë buig, want die Here is met my. En hy hoor my wanneer ek hom aanroep, en hy antwoord my, en hy red my uit. Psalm 34 vers 18. Hulle roep, en die Here hoor, en hy red hulle uit al hul benoudhede. Ag, ek spreek so dankbaar vir sulke klein woordjies in die Bybel, soos al en almal. Hy sê hierso, die Here red hulle uit al hulle benoudhede. Hy sê in vers 19, die Here is naby die wat gebroken is van hart, en hy verlos die wat verslae is van gees. Menigvuldig is die teëspoede van die regverdige, maar uit die almal red die Here hom. O kerk, ek is besig om moed te kry, kom aan. Ek is besig om weer moed te kry. Hoekom? Want ek hoor dat die Here is met my. Ek ontwaak tot hierdie waarheid, dat ek nie alleen is nie. Ek ontwaak tot die waarheid, dat ek vanoggend hande gesien het, wat mense is, wat ook moedeloos voel. Ek versterk my daarin vanoggend, om te weet dat ek nie alleen is nie, maar die Here is met my, en ek kan vanoggend my knieë voor hom buig, want hy is by my. Hy hoor wanneer ek roep, hy red my uit, hy gee my beloftes, hy gee my sy woord om op te staan, en ewe skielik is daardie moedeloosheid is besig om net so van my af te lig vanoggend. Hoekom? Want die Here is
met my. Hy is Immanuel. 2 Korintiërs 1:3, geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, die Vader van ontferming en die God van alle vertroosting, wat ons troos in al ons verdrukking, sodat ons die wat in alle verdrukking is, kan troos deur die vertroosting waarmee ons self getroos is. Die Here troos ons, hy vee die trane af vanoggend. Hoekom? Sodat ons verander weer moed kan gee. Sodat ons verander kan sê, moenie ophou nie, moenie gaan lê nie, moenie bly lê nie, staan op, hou vas, want die Here is met jou. Die Here hoor wanneer jy aanroep, die Here gee uitkoms. Kom aan kerk van die Here, is daar iemand wat moed skep vanoggend en jy weet dat die Here is met ons. Hy is Immanuel. O kerk, ek raak opgewonde as die Here goed is vanoggend. Psalm 116 vers 6, die Here bewaar die eenvoudiges. Ek het swak geword en hy het my in die hel gewerp. Nee, ek het swak geword, maar hy het my gehelp. Hoekom? Want hy is Immanuel. Hy is Immanuel, hy is met my. My siel keer terug tot jou rus, want die Here het goed aan jou gedoen. Want U het my siel gered van die dood, my oog van trane, my voet van struikeling. Hoekom? Want U is Immanuel. U is vanoggend Immanuel. U is vanoggend by my. U is vanoggend by my. Wanneer ek vanoggend alleen voel, is U by my. Wanneer ek moedeloos voel, is U by my vanoggend. Wanneer ek bekommerd is U vanoggend by my. Ek is nie alleen nie. Kom aan, sê vir die persoon langs jou, ek is nie alleen nie. Nommer 4. Jesus is Immanuel wanneer ek versoek word. Kom maar, sê vir die persoon langs jou, ek word versoek, maar ek is nie alleen nie. Geen versoeking dra krag in my lewe as ek weet Jesus staan langs my nie. Geen versoeking dra krag as ek weet Jesus staan langs my nie. Spreuke 18 vers 1, luister na hierdie woorde. Hy wat homself afskei, soek sy eie begeerte. Hy bestry alles wat waarlik tot voordeel strek. Hy wat hom afskei, om een kant hou, soek sy eie begeerte. Nou kom Jakobus en hy sê, moenie as jy versoek word, sê word die Here versoek nie, want die Here kan nie versoek word nie, maar elke mens word versoek as hy weggelok word deur sy eie begeertes. En die woord van die Here sê vir ons baie duidelik hier, dat wanneer ek myself onttrek, en die vyand raai die manier, die vyand wil ons een kant hou. Hoekom? Want dan kan hy met ons kop smokkel. Kom aan. Dis wanneer ek alleen is, wanneer hierdie versoekings oor my pad kom. Dis wanneer ek, kom aan manne, dis wanneer ek alleen met my foon sit. Wat ek dinge doen wat ek nie moet doen nie, en kyk waar ek nie moet kyk nie. Ek praat reguit volgens met U, maar ek wil hê jy moet hoor volgens. Dis nou oomblik wanneer ek alleen is. Jy sal dit doen as jou vrou by jou sit nie. Maar die Here is met jou. Die Here is by jou. Kom aan kerk. Wees dit vanoggend eerlik met jouself vir 'n oomblik. Hy wat homself afskei, soek sy eie begeerte. Luister gou hierna. Dis toe Dawid alleen was, dat hy versoek is deur Batseba. Dis toe Lea alleen was onder die terpentynboom, wat hy versoek is om sy eie lewe te neem. Hy het gehoop dat hy mag sterwe. Dis toe Jona alleen was, dat hy besluit het om ongehoorsaam te wees en in die visse maag beland het. Dis toe Petrus alleen was, dat hy Jesus verloon het. Dis toe Jesus alleen was, dat die vyand hom versoek het. Kan jy gesien die gevaar? Daarom het Jesus sy disippels twee uitgestuur. Daarom skep die Here die huwelik met man en vrou. Dis nie goed vir die mens om alleen te wees nie, want hy wat homself afskei, soek sy eie begeerte en in daardie begeerte word sonde gebaar. Ek en jy moet versigtig wees dat ons nie onsself afskei nie. Ons moet saam wees, saam met die kerk, saam met die gemeente, saam met 'n groep saam. Ons moet saam wees. Hoekom? Want daar is krag in getalle. Ek het dis baie jare terug het ek 'n preek gepreek rondom leeu's en die gevaar van leeu's, want die Bybel sê die duiwel is soos 'n brullende leeu. En een ding, as jy in 'n oop wildspark is waar daar leeu's is, dan sê hulle bly net saam. Moet net nie een kant toe gaan nie. Want as hy een kant toe gaan, dan begin hy leeu se oog beweeg na daai persoon wat een kant. Bly net in die groep. Bly net in die groep. Nou ja, ons dien 'n Here wat gesê het, die duiwel loop rond soos 'n blinde leeu en hy kyk wie hy kan verslind. Hy kyk wie hy kan versoek. Hy soek daai een wat homself afskei.
Is in daardie alleenheid, is gevaarlik. Die vyand probeer altyd om ons alleen, eensaam, moedeloos te maak, want dan is ons weerstand laag vir versoekings. En elkeen van ons kan daarop sê amen. So ek word versoek, maar ek is nie alleen nie. 1 Korintiërs 10 vers 13. Hierdie raak een van my gunsteling versies in die Bybel. Geen versoeking het julle aangegryp nie, behalwe die menslike, maar God is getrou. Wat hy sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek nie, maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit kan verdra. Kerk van die Here, ek wil vanoggend hê jy moet weet, dat wanneer die versoeking kom, kyk net links of regs, want die uitkoms is ook daar. Dis my so wonderlike vers, die Here sê, daar is versoekings. Maar wanneer die versoeking kom, gee die Here die uitkoms ook. Ek moet nie die keuse maak. Dis amper soos daardie versie in Numeri waar die Here sê, ek sit voor jou, seën en vervloeking, lewe of dood, kies die lewe. Kies die lewe. En die Here sê vanoggend ook vir my en vir jou, ek sit voor hier is voor jou, hier is die versoeking en hier is die uitkoms. Kies die uitkoms, sodat jy weerstand kan bied en kan heers oor daardie begeerte. En dan nommer 5, is jy nog met my? Kan ek voorbegin? Daarom so 3. Jesus is Immanuel vir diegene wat rou. Ek is so dankbaar vir dit. Nehemia 2 vers 2 is waar Nehemia die nuus gekry het van die poorte van Jerusalem wat verbrand is, en die mure wat afgebreek is. En dan lees ons hier, die koning het my gevra, waarom is jou aangesig so bedroef? Jy is tog nie siek nie. Dit is niks anders as hartseer nie. En ek het baie bevrees geword. Hierdie was een van die diensknegte van die koning Nehemia, 'n profeet van Israel, en hy was hartseer. Daar's baie dinge wat ons vanoggend kan hartseer maak. En daar's baie keer rede om hartseer te wees. En hy het aan die koning gesê, mag die koning vir ewig lewe, waarom sou my aangesig nie bedroef wees nie? Terwyl tog die stad van my vader, waar my vaders begrawe is, woes lê en sy poorte deur vuur verteer is. Daarop vra die koning, wat is dan jou begeerte? En ek het tot die God van die hemel gebid. En ek het tot die God van die hemel gebid. Toe Nehemia hartseer was hy bewus dat die Here met hom is. En hy het tot die Here gebid. Vanoggend maak dit nie saak of ons hartseer is nie. Hartseer is 'n menslike emosie, dis iets wat ons almal ervaar van tyd tot tyd in ons lewens. Dinge gebeur, afskeidsgeleenthede soos vandag gebeur, waar ons 'n goeie vriend, kollega, vir u 'n pastoor, vir die jeug 'n mentor, van moet afskeid neem. En dan is die trane naby, mens voel hartseer oor die verlies wat mens beleef in dit. Maar in daardie oomblik kan ek nog steeds vir die Here bid, want ek is nie alleen nie. Hy is Immanuel, God met ons. En of ek vanoggend alleen voel, en of ek versoek word, en of ek vanoggend moedeloos raak, en of ek vanoggend net eenvoudig bekommerd is, die Here sê, ek is met jou, selfs wanneer jy rou. Kom ons lees dit weer Psalm 34, vers 18, ten slotte saam. Hulle roep en die Here hoor, en hy red uit al hulle benoudhede. Die Here is naby die wat gebroken is van hart, en hy verlos die wat verslae is van gees. Hy is naby. Hy is naby. Hy is naby. Hy is Immanuel. En ek wil hê jy moet vanoggend net hier uitgaan en Immanuel, daardie woord, daardie gedagte moet jy begin verklaar oor jou lewe en begin sê, Here, dankie dat U in vandag Immanuel is, dat U vanoggend God met my is. Al voel ek vanoggend dalk eensaam, al rou ek, al word ek versoek, al as ek moedeloos, maak nie saak vanoggend nie, al voel ek dit alleen, Here, U is Immanuel, U is met my, ek is nie alleen nie. Vanoggend, kerk van die Here, sê ek nie ons enigiets van hierdie emosies wat ons beleef ontken nie. Al wat ek wil hê is, erken dit, maar met die wete, ek is nie alleen nie. God is met my. Jesus het gekom as Immanuel. Jesus sê vir sy disippels, ek sal julle nie as wese agterlaat nie. Ek kom weer na julle toe in die vorm van die Heilige Gees. En hy sal by julle bly en in julle woon. Hy is Immanuel, God met ons.
En mag ons vanoggend hoop daarin vind, mag ons vanoggend moed skep, mag ons vanoggend uit hierdie versoeking uitkom, mag ons vanoggend hierdie alleenheid afskud in die wete, die Here is mos met my. Hoekom sal ek moedeloos wees? Keer terug tot jou rus o my siel, sê die psalmdigter, want die Here is met jou. En dan gaan jy vanoggend deur daardie dae van doodskade weer. Al is jy vanoggend bekommerd, al het jy vanoggend slegte nuus gekry, weet net jy's nie alleen nie, want die Here is met jou. Kom ons sluit af deur hierdie woorde vir mekaar te sê, ek is nie alleen nie. Kom maar sê dit, ek wil dit hoor. Ek is nie alleen nie. Kom ons sê dit weer. Kom maar sê dit weer. Vader, dankie vanoggend dat ons nie alleen is nie. Dankie dat jy ons nooit begewe en ons nooit verlaat nie. Even when I don't see that you are working, and even though I don't feel that you are working, you never stop working, want U is Immanuel, U is God met ons. En Here, ek bid vanoggend dat U dit om ons elkeen se hals sal bind. En ek bid Here spesifiek dan vanoggend vir François en Dante, dat U ook hierdie woord in hulle harte sal vasbind in Jesus naam. Amen en amen.